Dit gebeur dikwels dat 'n mens by 'n kruispunt kom. En dit kan wees dat die keuse of keuses wat jy gaan maak by daardie kruispunt jou hele lewe kan beïnvloed. En dikwels is dit nie eers jou skuld dat jy by hierdie kruispunt gekom het nie. Die lewe het net gebeur. En die ergste is dat jy moet kies. En selfs wanneer jy nie wil kies nie, dan is dit 'n keuse. Dit was ook so met Dawid. Hy was by 'n kruispunt. Ons lees daarvan in 1 Samuel 30. Dawid het vir 'n baie lang ruk sy eie kop gevolg. Hy het selfs in die land gaan woon van die vyande van Israel. Hy was selfs bereid om saam met die Filistyne te veg teen Israel. Maar die Filistyne wou hom nie gehad het nie. En hy en sy manne is toe maar huis toe. Maar toe hulle in Siklag kom, die dorp waar hulle gebly het, was die dorp afgebrand en hulle mense weggevoer deur die Amalekiete. En Dawid en sy leer was verteer deur die hartseer. En sy soldate het selfs daarvan gepraat om hom te stenig. En Dawid is voor 'n kruispunt. Steeds sy eie kop volg of terugkeer na die Here toe. En Dawid besef sy planne het uitgeloop en hy draai terug na die Here toe. Wanneer jy 'n klomp vrae het, bly by dit wat jy weet jy moet doen. Wanneer jy moeg is van die stryd, wanneer oorwinning fisies buite jou bereik bly, wanneer dit lyk asof almal om jou antwoorde het, maar jy nie, bly by dit wat jy weet jy moet doen. Wat gaan jy doen as jy heeltemal alleen is en nie weet hoe vorentoe nie? Doen die goed wat jy weet jy moet doen. Rig jou oë op die Here. In 1 Samuel 30 vers 7 het Dawid omgedraai na die Here toe. Dawid het vir die priester Abjar, seun van Ahimelek, gesê, bring tog die skouerkleed nader. Abiatar het die skouerkleed vir Dawid nader gebring. Dawid het die Here geraadpleeg. Moet ek hierdie bende agtervolg? Sal ek hulle inhaal? Die Here het hom geantwoord, ja, want jy sal hulle inhaal en jou mense red. En die Here wys vir hom die pad wat hy moet gaan. Ons het ook dikwels ons vra, moet ek die werk los of moet ek dit vat? Moet ek 'n huis koop of moet ek net 'n huis huur? Moet ek aangaan met hierdie verhouding of moet ek dit los? Waar gaan ek bly nadat ek afgetree is? En so het ons die een vraag na die ander vraag wat ons regtig nie weet nie. Een van die lewe se reuse vrae is, hoe kan ek weet wat God wil hê ek moet doen? En Dawid het dit gevra en die Here het vir hom gewys. 'n Volgende keer wat hy dit weer doen, hy hoor dat Saul en Jonathan dood is en die troon is leeg en Dawid se opsies is oop. Maar voordat hy iets verder doen, vra hy die Here wat hy moet doen. 2 Samuel 2 vers 1. Hierna het Dawid die Here geraadpleeg, moet ek na 'n stad in Juda toe gaan? Die Here het geantwoord, ja, gaan. Dawid het gevra, na watter plek toe moet ek gaan? Toe antwoord die Here, na Hebron toe. En ons sien dat die Here hom baie spesifiek antwoord oor die opsies wat hy voor die Here gelê het. En dan dink ons by onsself, as die Here maar net so met ons wil praat, dat ons kan vra en hy antwoord, dat ons kan uitroep en vir hom die opsies gee en hy vir ons rigting aandui. Maar ek wil vir jou vra, sal die God wat altyd dieselfde is, wat Dawid gelei het, nie ook vir jou wil lei nie? God het nooit verander nie. Hy beloof steeds om ons te lei. Psalm 32 vers 8 sê, die Here self sê, ek sal jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek sal jou raad gee en my oog oor jou hou. Jesus sê in Johannes 10 vers 27, my skape herken my stem. Ek ken hulle en hulle volg my.
Die God wat Dawid gelei het, lei jou ook. Jy hoef nie te dink dat die Here jou vergeet het nie. Partykeer vat dit langer. Partykeer moet jy besluite maak, maar vra die Here. En die Here lei vir ons veral deur sy woord. Wanneer jy by 'n kruispunt kom, wil ek jou ook vra, het jy 'n familie van geloof? Nie noodwendig bloedfamilie nie, geloofsfamilie. Raadpleeg hulle. Kolossense 3 vers 16 sê, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Moenie 'n besluit neem, of dit groot of klein is, sonder om voor God te sit met 'n oop Bybel, oop hart, oop ore en die gebed van Samuel na te boots nie. U dienaar luister. Het jy 'n familie van geloof? Raadpleeg hulle. Ander het jou vraag al voorheen gevra. Jy's nie die eerste een met die probleem nie. Ander het gestaan waar jy gestaan het. Gewonder wat jy wonder. Soek hulle raad. 'n Derde saak wanneer jy by 'n kruispunt kom. Het jy 'n hart vir God? Filippense 2 vers 13 sê, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Wat sê jou hart vir jou om te doen? Watter keuses bring die grootste gevoel van vrede na vore? Want Christus werk ook in ons harte. Het dit al ooit met jou gebeur? Jy staan op 'n punt om iets te doen, jy is amper daar, jy gaan nou teken, alles reg, jy het wyse besluite geneem, maar jy het 'n stuk onvrede en rusteloosheid in jou. En wat doen jy? Jy teken nie en jy stap net weg. En tot vandag toe kan jy nie sê wat daardie ongemak in jou veroorsaak het nie. Jy weet net, jy het hierdie stuk onvrede gehad. Soms voel 'n keuse net reg. Toe Lukas die skryf van sy evangelie aan Theophilus geregverdig het, sê hy, daarom het ek dit goed gedink om alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. Lukas 1 vers 3. Goed gedink, sê hy. Dit weerspieël iemand wat by 'n kruispunt staan. Hy het sy opsies oorweeg en die aksie gekies wat vir hom goed gelyk het. As kind van die Here het jy tog die Heilige Gees in jou hart. Jy het 'n hart gereinig deur die bloed van Jesus Christus, 'n geestelike natuur wat deurdring en gevul is deur die Heilige Gees van God. Kom daar moeilikheid op jou pad? Gaan na God toe met jou vraag. Kry leiding by hom alleen. Gaan sit daar in sy teenwoordigheid. Wag daar. Wag in afwagting. En miskien sê mense, jy moet dalk dadelik besluit. Ek wil vir jou sê, die wil van die Here sal in jou bekend gemaak word. En jy sal ook 'n nuwe verstaan van God kry, 'n dieper insig in sy natuur. Het jy 'n hart van God, vir God? Luister daarna. 'n Familie van geloof. Raadpleeg dit. 'n Bybel. Lees dit. Jy het alles wat jy nodig het om die reuse groot vrae van jou lewe die hoof te bied. Bovenal het jy 'n God wat jou te veel liefhet om jou te laat dwaal. Vertrou hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons voor U staan, mag U voor ons uitgaan om ons bestemming vir ons aan te toon, vir ons voor te berei. Mag U vir ons vrede gee en 'n kalm gemoed en 'n volkome vertroue op U. Mag U ons rig deur die Heilige Gees, die ware trooster,
wanneer ons besluite moet neem, en wanneer ons emosies moet beheer. En ja, Here, gee vir ons die krag, om saam met U te stap op U pad. Gee U visie vir ons lewens. Ons bid dit in U heilige naam. Amen. Mag die Here vir jou seën, mag hy elke dag vir jou omring met sy liefde en genade. Hou vir jouself warm, ons gesels weer vorentoe. Totsiens.